Wel, buen dia Suid-Afrika. Dit is nou Pieter van der Merwe hier so wat vandag vir julle aanbieding doen op ons kanaal. So ek gaan dit probeer doen in Afrikaans. So wees geduldig, wees ordentlik. Ek gaan die taal so 'n bietjie crucify. Dit is amper 20 jaar wat ek laas die taal praat ordentlik. So, for our normal subscribers, people that's new to the channel, today's video I'm doing in a mix of English and Afrikaans. As requested by a lot of my South African brothers and sisters still living in South Africa and around the world. So, nou ja, laat ons praat. Baie min kere is daar geleentheid vir Suid-Afrikaners om regtig te ontvlug na 'n beter land toe. En baie Suid-Afrikaners het die groot vraag wat altyd sê is, watter kant toe? Waarheen toe moet ons gaan? Oral in die wêreld is dieselfde kak. Amper is amper reg. Ek het dieselfde vraag gehad. En 7 jaar terug het ek begin ontwerp aan ontwikkeling. 'n manier om mense te help, 'n makliker manier om te hervestig en oor te begin. En vir my, ek moes 'n oplossing kry wat almal gaan pas, gatsak gewys, is wel ook wat ons kan doen. En deur my netwerk, waar ek meerendeels gewerk het, hand in hand met van die wêreld se beste ingenieurs, beste breine in die industrie van renewable energy, van sustainability, alternative lifestyle, alternatiewe maniere om dinge te doen, verstaan jy? En deur die proses het ek die ICALI program ontwikkel. Nou, ICALI staan vir Eco Community Alternative Housing Lifestyle Initiative. Nou, dis 'n mondvol, maar dit gee vir jou baie meer terug as 'n belegger. En ook as jy as 'n Suid-Afrikaner wil immigreer en jy soek jou burgerskap in Paraguay, is dit die maklikste manier. Ons kan dit doen vir jou binne 2 jaar. Deur te belê in die ICALI program, nie kry jy jou burgerskap in Paraguay vinniger. Jou hele immigrasie, jou relocation, alles word gedek deur Next Step Paraguay, 'n legal and business consulting firma in Asunción, Paraguay. Van die beste prokureurs het hulle daar so. Die beste besigheidsbreine werk daar saam. Dit is 'n firma wat na jou gaan kyk en na jou familie ordentlik gaan kyk. Vandat hulle jou oplaai by die lughawe totdat hulle jou aflaai waar ek is by die projek, gaan ons almal saam wees. So jy het altyd iemand wat jou vra gaan beantwoord. Jy gaan niks hoef te bekommerd te wees oor te immigreer of jou residency nie, dit sal alles goedgekeur word. Paraguay offer vir jou baie. Die cost of living hier is verskriklik laag. Die geweld en daar's nie sulke goed soos daai wat jy het in Suid-Afrika nie. Daar is niks sulke dinge wat hulle het nie. Selfs ek wat 25 jaar al amper hier in Europa rondtoer en verskillende lande gebly, verskillende werke gedoen, selfs die geweld daar is baie meer as nie. Hier sien jy en hoor amper nooit van iets nie. Nou ja, jy kry kroegbekleierery hier en daar, maar jy weet, dit is mos nou die drank. Dit is nou ingekom daar so in een of ander chica. Maar dis gewoonlike ding. 'n Hoender word gesteel in die countryside, iemand se hubcaps word gesteel, ek meen klein dingetjies. Niks wat julle aangewoond is in Suid-Afrika nie. Die koste van lewe hier is baie min. Vaderland. Ek spandeer op my en my familie en ons toddler, ons 2 volwassenes, ons onthaal baie mense. Ek meen ons het letterlik elke tweede of derde dag het ons hier nog ander ete by ons plek op by iemand anders. Verstaan jy? Maar ons internet, ons krag, alles, dit werk uit omtrent seker so $200 vir die krag, die krag, die water, die internet, werk my
Ek sal sê omtrent seker so $40. My kos 'n week is baie meer, maar ek spandeer omtrent op 'n week 200. Maar ek bedoel, dan koop ons nou doppiehok en choppie en alles is uitgesluit. So $200, so jy kan sê, dis nie bad nie hoor. Per week vir my, $200 is niks te spandeer. Partykeer het ons etens, dan het ons omtrent 12-14 mense wat ons onthaal. Jy weet, en dit is nie net cheap chow nie, jy weet, hierdie is nou soos ministers, dis mense van die gouvernement, dis diplomate van ander lande wat ons ontmoet. So die koste van lewe hier is verskriklik laag. En om Spaans te leer is makliker as wat jy dink. Dit is makliker as wat jy dink. En daar is selfs Spaans en Afrikaans. Want hier kak is kak en daar is kak dieselfde. Verstaan jy? So weer eens, taal te leer is makliker. Die grootste jy weet, object in jou pad nou is om oor die vlees te kom. Ek sê nou vir jou, ek nooi enige iemand uit. Kom Paraguay toe, spandeer 5 dae met ons, laat ons jou residensie doen, deur Next Step Paraguay, en laat hulle alles hanteer vir julle. Julle kom kuier by my. Om binne 2 jaar, ek sal sê so 3 jaar is meer logiese tyd, wat jy jou burgerskap kan kry, jou volle burgerskap. Dit beteken jy moet ontslaa raak vir jou Suid-Afrikaanse ou paspoortjie, maar ek dink nie dis 'n probleem nie, want die Paraguayse paspoort maak meer deure oop vir jou visa-vrye lande. Wat jy dink, né? Maar deur te belê in die Kali, deur slim te wees, gaan ons julle help. En as jy enige vrae het, as jy enige vrae het oor immigrasie, wat die vereistes is, jy weet, onder op die description is al die links met die alles ingesit daar so. Tot my WhatsApp sal ek daar sit, my e-pos, al die dinge. So ryk uit na ons. Ons het baie Suid-Afrikaners waarmee ons deel op die oomblik, ons is ook besig met Namibiërs, jy weet, en die lewe raak al hoe meer opwindend, maar daar raak al hoe meer opsies oop vir julle. En letterlik, om oor te begin in 'n nuwe land, nuwe taal te leer, is nie moeilik nie. Ek het Suid-Afrika verlaat 20 jaar terug, en 25 jaar terug, ek is nie seker nie, maar in elk geval, deur Europa getravel, ek het die wêreld gesien, en ek het gesien hoe die wêreld agteruit ook gaan, in hierdie tyd. Dit is nou die tyd om 'n ander skip te soek, want die skepe waar daar buite is, die lande daar buite is almal besig om te verdrink. Dit raak verskriklik daar buite mense. En Suid-Afrika raak al hoe erger, sien ek elke dag. En vir daai wat wil uit, ons sal julle help. Ons sal julle help waar ons kan. En as julle wil belangstel in die Ikali projek ook, die link is onder, kyk daarin, ryk uit enige tyd, kom ons gesels daaroor. Kom ons kyk wat ons mekaar kan doen. Liefde en groete van my en my gesin in Luque, Paraguay vandag. Groete.